Goed, ons is op die einde van ons reeks in Handelinge, deel 29. En baie is soos, dankie tog, ons is klaar met Handelinge. En sommige voel, hulle kan nou weer kerk toe kom, want ons is nou uiteindelik klaar met Handelinge. Maar wat Handelinge so wonderlik maak is, al het jy vorige dele gemis, elke hoofstuk, of waar ons vandag 2 hoofstuk saam doen, sê iets spesifieks vir ons. Al val jy net in, al is jy nou hier vir die laaste hoofstuk, maak dit nie saak nie. Elke deel, elke hoofstuk, elke vers wat neergeskryf was, deur Lukas, wat mos die outeur is, en geïnspireer is deur die Heilige Gees, uit dit uit leer ons iets. En stig dit ons, bou dit ons op. Ons gaan vandag kyk na hoofstuk 27 en 28, die laaste 2 hoofstukke. Maar voor ek verder gaan, kom ons bid net saam. Here, ek dank U vir U woord, dankie vir die Bybel, dankie Here dat U manne van God geïnspireer het, soveel auteurs, om die Bybel vir ons te skryf. En dat ons tot vandag toe, Here, hierdie wonderlike lewenshandleiding het, wat ons rigting gee in ons lewens, wat ons leiding gee. Dankie dat die woord nie net 'n geskiedenisboek is nie, maar dat dit geïnspireer is deur die Gees, en wanneer ons dit lees, Here, is dit soos Jesus se lig wat daarop skyn, en word ons opgebou en gestig, Here. Ontdek ons elke keer iets nuuts, Here, al lees ons 'n bekende vers, vir die 20ste keer is daar weer 'n nuwe faset van dit, wat ons ontdek. En ek dank U daarvoor. Vader, dankie dat die Heilige Gees my vanoggend lei. Here, dat ek woorde sal spreek, wat geïnspireer is deur die Gees. Nie uit eie menslike wysheid en krag nie, maar geïnspireer is deur die Gees in Jesus naam. Amen. So hier aan die einde van Handelinge is Paulus ook aan die einde van sy 3de sendingreis. En op sy sendingreise het hy verskeie gemeentes geplant en die evangelie verkondig. Het hy ook gemeentes besoek, aan wie hy briewe geskryf het, probleme opgelos. En hy trek nou hier aan die einde van sy sendingreis, hy is nie meer 'n jong man nie, en God het vir hom 2 spesifieke opdragte gegee. Die ene was om na Jerusalem toe te gaan en te gaan getuig oor Jesus, ten spyte van geweldige vervolging wat hy daar ervaar het. Onthou julle, ons het so 'n paar weke terug daaroor gepraat, terwyl hy in Jerusalem was, hoe die Jode opstandig geraak het. Daar was 'n groot optog en hulle wou Paulus, hulle wou hom doodmaak en hulle het hom geslaan. En toe het mos hierdie Romeinse soldaat, die owerste oor 1000 gekom, Claudius, en hy het Paulus gearresteer. Hy het hom half gered van hierdie klomp Jode wat hom wou doodmaak. En daar in die tronk, die aand, toe hy redelik moedeloos was, as gevolg van die geweldige vervolging, het die Here met hom gepraat, Handelinge 20 vers 22, en kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeye en verdrukkinge my wag. Hy was nie in die tronk op daai stadium nie, ekskuus julle, ek het my bietjie vooruit gehardloop, maar voor hy Jerusalem toe gegaan het die Here met hom gepraat en vir hom gesê, deur die Gees, gaan na Jerusalem toe. Van sy vriende het vir hom gesê, moenie na Jerusalem toe gaan nie. Jy gaan doodgemaak word, jy gaan vervolg word, en hy het gesê, nee, ek is gebind deur die Gees om na Jerusalem toe te gaan. So dit was een van die opdragte wat die Here vir hom gegee het aan die einde van sy 3de sendingreis. Die tweede een was daar, toe hy in die tronk was nou, nadat Claudius hom gearresteer het en gered het van hierdie klomp Jode wat hom wou doodmaak. Daar in die tronk, terwyl hy moedeloos was, kry hy die opdrag, en die Here sê vir hom, net soos jy vir my getuig het in Jerusalem, so wil ek hê, moet jy vir my getuig in Rome ook. Handelinge 23 vers 11, en die volgende nag het die Here by hom gestaan en gesê, hou goeie moed, Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. So, God het vir hom 'n opdrag gegee, hy het 'n doelwit gehad, en Paulus, as die Here vir hom iets gesê het, dan het hy dit gedoen. Hy was gehoorsaam. Nou daar die begin van Handelinge 27, lees ons
dat Paulus was mos nou in die tronk in Jerusalem, hy was 'n gevangene, toe vind hulle uit dat die Jode hom wou doodmaak. Daar was sluipmoordenaars en hulle het 'n plan gehad om Paulus dood te maak in Jerusalem. Toe vind Claudius uit daarvan, die owerste oor 1000, en hy sê toe, nee, kom ons neem Paulus na Caesarea toe. Want hy's eintlik 'n Romeinse burger en die Jode wil hom doodmaak. En toe het hulle Paulus na Caesarea geneem en daar was hy mos nou in die tronk vir 2 jaar, onthou julle vir ou Felix, die goewerneur wat gewag het vir omkoopgeld en Paulus het heeltyd vir hom gepreek, maar hy wou nie die Here aanneem nie. En toe het daar 'n ander goewerneur gekom, Festus. Ons het verlede week daaroor gepraat, gaan luister gerus na verlede week se boodskap op YouTube. En daar, terwyl hy in die tronk is in Caesarea, toe besluit hulle gaan hom nou na Rome toe stuur, want Paulus het gesê, ek beroep my op die keiser. Hy mag dit doen as 'n Romeinse burger. Hy wil voor die keiser verskyn, want hy word vals beskuldig. En hulle het nie bewyse om hom vas te trek nie. En as 'n Romeinse burger mag hy hom beroep op die keiser en voor Nero verskyn in Rome. En daar in Handelinge 27 lees ons waar die gevangenes, dit was 'n paar ouens wat gevange geneem was, saam met Paulus, oorgegee was aan 'n hoofman oor 100 met die naam van Julius. Hierdie Julius het toe vir Paulus in die gevangenis geneem en op 'n skip was hulle toe op pad na Rome. Hierdie Julius was gedeel van 'n gesogte eenheid in die Romeinse weermag. En hy was Paulus baie goedgesind. Paulus het guns by hom gehad. En onder bewaking van Julius was hulle op pad na Rome toe. Nou ek wil hê ons moet gou na daai kaart kyk. So hier trek hulle weg onder by Caesarea en per skip gaan hulle na Sidon toe. Daar in Sidon het hulle vir so 7 dae of 'n paar dae het Julius gesê, Paulus, jy kan jou mense gaan groet, jy kan 'n bietjie tyd spandeer met hulle, en hulle het Paulus ook versorg. Ek dink Paulus was nou al redelik oud gewees, hy het dalk 'n paar kwale gehad, onthou hierdie man was deur goed gewees, en hy het tyd spandeer daar by Sidon. Vandaar kies hulle toe die veilige roete, so julle sien, dis nou hier regs onder, dan gaan die rooi lyntjie op, hulle kies toe die veilige roete, en hulle vaar tussen Cyprus, Cilicië en Pamfilië deur, want die wind was sterk gewees teen hulle, en hulle kom toe daar by Myra aan, daar by Lycia. Myra is 'n hawedorp gewees, en by Myra het hulle toe op 'n ander skip geklim, 'n graanskip. Nou, daar was verskeie skepe wat van Egipte na Rome toe gegaan het, en wat graan na Rome toe geneem het, en dit was een van hierdie skepe. So Paulus en die bemanning en ook die gevangenes het nie in 'n plesierboot in luksheid na Rome gevaar nie. Dit was 'n gewone graanskip gewees. En hulle toe stadig gevaar na Knidus as gevolg van die wind en aan die beskutte kant van Salmone verbygevaar. Daar na Knidus en toe kom hulle af daar by Salmone en hulle vaar toe om en hulle kom toe by 'n plek aan wat genoem word Mooi Havens of Fair Havens, naby die stad Lasea. En daar het Paulus vir die mense gewaarsku. En vir hulle gesê, ouens, ek dink nie ons moet verder gaan nie. Ons moet eers wag dat die winter verbygaan. Want dit is baie gevaarlik op die Middellandse See tydens daai seisoen. Dis nou einde herfs, begin winter. Daar's geweldige storms wat ontstaan op die see tydens daai tydperk, onstuimige seetoestande wat baie gevaarlik is. Maar ongelukkig het Julius, die owerste oor 100, nie geluister vir Paulus nie, en hy het eerder na die kaptein en die skeepseienaar geluister, want hulle wou nie daar by daai ou klein dorpie die hele winter deurbring nie. Dit is so 3 maande, nê, daar by Mooi Havens nie. Hulle het gemik vir Phoenix, net so entjie links van dit. Hulle wou soontoe vaar.
En toe daar 'n ligte suidewind gewaai het, besluit hulle hier ons kans. Ons gaan stadig omvaar daar na Phoenix toe vir die winter. Hulle het naby die kuslyn gebly, maar ewe skielik, toe daar baie sterk wind opgekom, 'n wind wat suid gewaai het en hulle weggedruk het van Felix af, 'n baie sterk stormwind het ewe skielik opgesteek. So sterk sikloon of noem dit nou maar 'n sikloon of 'n orkaan dat hy 'n naam gekry het, Euroclydon, en het hulle weggedryf die oop see in. En vir 14 dae was hulle vasgevang in 'n storm daar op die oop see. Dit het wild gegaan. En uiteindelik het hulle teen 'n rif te lande gekom naby die eiland Melite, in Engels Malta. En daar het die golwe die skip teen die rotse vasgeslaan en het hy opgebreek. Die bemanning het daarin geslaag om veilig toe by die eiland uit te kom, Melite. En party het geswem, ander het aan planke vasgehou, maar toe het hulle daarin by die eilandjie uitgekom. En die plaaslike bevolking op hierdie eiland het hulle vriendelik ontvang, en hulle was nat en koud gewees, hulle maak toe 'n lekker vuur, en toe Paulus die hout optel, toe kom daar 'n baie giftige slang, en hy pik hom, maar prys die Here, Paulus het nie dood gegaan nie, hy het net die ou slangetjie afgeskit in die vuur, en hy het dit oorleef, en Paulus het ook daar op die eiland, seker maar ook 'n bestuuring van die Here, wou God gehad het, hy moes 'n paar dinge doen, daar die evangelie verkondig, en hy het dit so ook gedoen, en hy het vir die eiland se hoofman, se pa, gebid. Die ou het baie siek geword, hy bid toe vir ou Publius se pa, en nadat die Here sy pa genees het, was daar ook baie ander siekes vir wie Paulus gebid het, hier op die eiland. En na 3 maande het hulle na Syrakusse gevaar, anker gegooi, so daar het hulle, sien julle Malta daar, bietjie noord gevaar, Syrakusse aangekom, anker gegooi vir 3 dae, toe vaar hulle na Rhegium, daar vir 1 dag oorgebly, nog noord opgegaan, en hulle het toe by Puteoli aangekom. Klink dit nie Italiaans nie, nee, Puteoli, klink amper soos een of ander pasta se naam, maar in elk geval. Toe het hulle na 2 dae die dorp bereik in Rome, en as gevolg van 'n suidewind wat hulle bietjie gehelp het, en in Puteoli het Paulus vir 7 dae lank lekker gekuier saam met die medegelowiges. Onthou, daar was baie Christene reeds in Rome of in daai streek gewees. Paulus het mos alreeds 'n brief geskryf aan die Romeine ook, né? En so daar was gelowiges gewees, hy het by hulle gekuier, en uiteindelik het Paulus toe Rome bereik, soos die Here gesê het, en hy was 2 jaar daar onder huisarrest, 2 jaar lank, in afwagting om vir Nero te sien, en tydens die 2 jaar het hy ook toegang gehad, of mense kon na hom toe gegaan het, en hy het baie leiwagte van Nero, die keiserlike leiwagte, na die Here toe gelei, want hulle het hom bewaak, en hy kon lekker bedien, en ander mense bemoedig en versterk met die evangelie. Nou, nêrens in die Bybel lees ons dat Paulus Nero gaan sien het nie. Daar's nie 'n vers wat dit sê nie, maar wel, daar is geskiedkundiges, soos Eusebius, wat geskryf het, dat Paulus wel vir Nero gaan sien het, en by hom uitgekom het, maar ons lees ook dat hierdie Nero, wat 'n mallerige keiser was, ook die bevel gegee dat Paulus onthoof moet word. Hy het ook die Christene geweldig vervolg. Hy het die Christene mos beskuldig dat hulle Rome wou afbrand, want 'n groot deel van Rome het gebrand, en hy het gesê dis die Christene se skuld, maar eintlik was dit sy eie skuld gewees. Nou vandag wil ek 'n bietjie stil staan, onder andere by hierdie storm, wat Paulus hulle deurgegaan het. En baie keer in die lewe gaan ons ook deur storms, is dit nie so nie? Dinge gebeur met ons, en soms is dit as gevolg van ons eie verkeerde besluite, dinge wat ons self doen. Partykeer gebeur daar dinge met ons onverwags, wat ons nie die oorsaak van was nie, maar ons gaan soms deur storms in die lewe, en God gebruik hierdie storms
om ons te versterk en op te bou, om ons geloof te toets en ons karakters te bou. En in die storm van die lewe is daar dinge, in die storms van die lewe, is daar dinge wat ons kan leer. En ek wil vandag vir julle 'n paar wenke gee, wanneer jy deur 'n storm gaan. Jy sien, want God gebruik hierdie geestelike stormwinde in ons, baie keer om ons geestelik te ontwaak ook. Wanneer dit goed gaan, vergeet ons soms van die Here. En dan wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan besef ons, hoe nodig ons God het. En die eerste wenk wat ek vir julle wil gee, en ek kry dit uit hierdie deel uit, is luister na goddelike insig. Luister na goddelike insig. Handelinge 27 vers 9 sê, en omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepvaart al gevaarlik geword het en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag van die skip nie, maar ook vir ons lewe. Maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. En God het vir Paulus geestelike insig gegee, goddelike insig, om die manne te waarsku. En nie net dit nie, onthou Paulus het baie ondervinding gehad van seereise, nê? Dit was al sy 3de sendingreis. Hierdie man was al baie op die see gewees, in verskillende seisoene. Dit was nie sy eerste storm wat hy deur is nie. En hy sê, ouens, ek dink nie dis 'n goeie tyd om nou te gaan nie. Maar is dit nie so dat baie keer is ons geneig as mense om na die meerderheid te luister, in plaas van na goddelike insig? En in die tye waarin ons vandag leef, oor die algemeen, is die opinie van die meerderheid nie in lyn met God se beginsels nie. En wees versigtig om sommer net in te val by die meerderheid se opinie en nie by God se woord nie. Luister na goddelike insig. En baie keer is ons hardkoppig en ons is, ek wil amper sê, dom as strand. En ons volg ons eie koppe en ons wil nie na wyse raad luister nie. Want dit is belangrik, ouens, dat ons oop sal wees om na wyse manne te luister. Ouer manne, manne wat ondervinding het. God plaas hulle in ons lewens om ons te help, om ons te beskerm. En daarom moet ons ook 'n ingesteldheid hê waar ons sê, Here, ons is oop om na hierdie manne se wysheid ook te luister. Ons luister na u goddelike insig en ook manne wat hier om ons geplaas het, en baie keer gebruik God hierdie manne om ons te waarsku. So goddelike insig is baie, baie belangrik. Wanneer jy deur 'n storm luister na God en die mense wat hy om jou geplaas het. Die tweede wenk is, God se tydsberekening is ook belangrik. Hulle moes net bietjie wag. Hulle was oorhaastig. En Paulus het geweet, God het gesê, hy gaan in Rome uitkom. Om nou 'n paar maande te wag, is nie 'n probleem vir hom nie, want hy weet, God se seisoen vir jou lewe is belangrik. God se seisoen vir jou bestemming is belangrik. Nie jou eie planne en jou eie tydsberekening nie. Want God sal jou op die regte tyd by jou goddelike bestemming uitbring. En as jy oorhaastig is, ouens, ek het al baie keer gesien, wanneer ons oorhaastig is, wag daar teëspoed vir ons. Nou, in hierdie geval het Paulus nie regtig beheer gehad oor dit nie. Hy moes nou maar net inval by wat hulle besluit het. Maar die gevolge van oorhaastig wees, sien ons baie duidelik afspeel, nê, in hierdie situasie. Hierdie ouens het deur 'n geweldige storm gegaan, en dit hoef nie so te gewees het nie. Daar's verskeie voorbeelde in die Bybel van manne van God, wat 'n belofte van hom gekry het, en wat oorhaastig opgetree het. Onthou julle vir Abraham? God gee aan hom 'n belofte, en jy gaan 'n seun hê, Isak, en jy moet net geduldig wees en wag op die regte tyd. Maar toe besluit Abraham, nee, die Here vat te lank. Hy en sy vrou Sara, die Here neem nou te lank, kom ons maak 'n plan. En die slavin Hagar het die voorstel het van Sara gekom, en sy het gesê, Abraham, ek dink jy moet 'n seun verwek deur haar. En wie word gebore? Ismael. En ja, die res is geskiedenis, nee. Tot vandag toe sien ons met Ismael se nageslag. Nou God is 'n soewereine God, en
Hy kan dinge bewerk op die ou ende op 'n mooi manier dat dit nog steeds uitwerk, maar dit kon verhoed gewees het. En ons besef net wanneer ons na hierdie situasie kyk, God se tydsberekening is belangrik. Val in by God se seisoen. Dit voel vir jou of God te laat is, hy is nooit te laat nie. Die derde wenk is, laat gaan wat verlore is. Laat dit gaan. Handelinge 27 vers 18, en terwyl ons geweldig deur die storm getuister is. Nou, hier is hierdie ouens op die see, né? Dit raak wild. 14 dae is 'n lang tyd in 'n storm, né? En hulle is op die see, en die storm het hulle geslaan, getuister. En toe besluit hulle, vers 18, dat hulle op die volgende dag van die vrag begin uitgooi. Die skip is te swaar. Die water kom in die skip en hy gaan sink. Ons moet hom ligter maak. En op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap ook begin uitgooi. Hierdie manne was desperaat. Hulle het dit begin oor die kant gooi. Hulle moes ontslaa raak van onnodige bagasie. Anders gaan die skip sink van die gewig. En ek dink wanneer ons deur moeilike tye gaan, is dit ook 'n manier hoe God in ons lewens, hy wil hê dat ons in ons lewens ook ontslaa moet raak van onnodige bagasie. Dinge wat ons vashou, dinge wat ons terughou. En van hierdie goed, van hierdie dinge wat ons vashou, baie keer is dit ons eie, die eie ek, ons eie krag, ons vermoëns. En dit kan baie keer ons ondergang beteken, veral wanneer ons dink ons kan onafhanklik van God deur hierdie storm kom. Ons kan ons eie dinge uitwerk. Ons het nie God nodig nie en ons skakel hom uit. Ons maak hom nie deel van die proses nie. En dan gaan jy gou agterkom deur hierdie storm, jou eie pogings en jou eie vermoëns misluk. En God sê partykeer raak ontslaaf van daai goed. God gebruik die storms om ons te stroop van alles, sodat net hy oorbly. Sodat hy die enigste een is wat ons aan kan vashou. En al wat ons dan kan doen is, om ons vertroue in hom te plaas. Dan sê God, goed, nou kan ek begin werk. En ingryp in jou situasie. Moenie fokus op dit wat jy verloor het nie. Moenie daaraan wil vashou nie. Dalk het jy 'n bietjie van jou reputasie verloor, van jou besittings verloor, baie geld verloor in die proses. Laat dit gaan, want jy moet eers nou deur die storm kom. En as jy wil vashou aan hierdie goed, gaan jy nie deur die storm kom nie. Fokus op God, plaas jou hoop in hom en jou vertroue in hom. Al is dit so 'n ou klein stukkie hoop, wat jy huidiglik oor het, is genoeg. Party van die ouens het net aan een ou plankie vasgehou, en hy tot by die kant uitgekom. So laat gaan dit wat verlore is. Moenie onnodig vashou aan dinge, wat jou gaan laat sink nie. Vierde wenk, kom ons gaan terug na basiese beginsels. Terug na basiese beginsels. Handelinge 27 vers 20, en omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. Hierdie ouens was verdwaal. Onthou, hulle het nie GPS gehad in daai tyd nie. Hulle het staat gemaak op die son, op die maan en die sterre vir rigting. En op die oop see, as jy nie dit kan sien nie, in 'n storm raak jy vinnig verlore. Hulle was totaal verdwaal geweest. Hulle het nie geweet waar hulle was nie. En dalk in jou storm, in jou situasie vandag, voel jy verlore. Jy voel verdwaal. Jy weet nie waar jy is nie. Jy weet nie watter kant toe nie. Die beste ding om dan te doen is, om terug te gaan na basiese goed. Gaan terug na die basics toe, ouens. Waar jy altyd deur die lewe gehardloop het, want jy kry dinge gedoen en jy hardloop deur die lewe, kom na tye wat jy bietjie jou pas stadiger moet maak. Wat jy net moet stap en nie hardloop nie. En wat jy die lewe stap vir stap, dag vir dag moet aanpak. Moet net nie stop nie.
Moenie terugdraai nie of gaan sit nie, jy gaan nog steeds vorentoe, maar net baie stadiger. Basics. Lewe van dag tot dag, wanneer jy deur jou storm gaan. Moenie te ver vooruit probeer dink nie, en beplan nie. Vir nou, vat elke dag soos hy kom, doen wat jy kan, en soek die aangesig van die Here. Soek die aangesig van die Here. En stel vir jouself klein bereikbare doelwitte. As niks wat 'n mens so moedeloos maak as jy hierdie groot doelwit het en dan kom jy nie daarby uit nie. Elke keer misluk jy. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wag nou eers met daai groot doelwitte. Stel vir jouself kleiner doelwitte wat jy kan bereik, wat jy by kan uitkom. Dalk besluit jy ek wil fiks word en gewig verloor. Moenie sommer besluit ek gaan nou oor 3 weke gaan ek 'n 20 km hardloop nie. Jy gaan dit nie sommer net reg kry nie. Elke dag begin jy 'n bietjie te stap, dan later 'n klein shuffletjie en dan verhoog jy so die kilometers en dan sal jy by dit uitkom. Maar wanneer jy 'n moeilike tyd gaan, stel vir jouself bereikbare doelwitte. Fokus op jou dieet en jou gesondheid. Kyk na jouself. Jy is die tempel van die Heilige Gees en God wil hê hierdie tempel moet gesond wees. Kyk na jouself. Rus en reflekteer op jou lewe. Daar's 'n tyd om te rus ook. Dis belangrik. En wanneer jy rustig is, reflekteer bietjie. Kyk na jou program elke dag. Jy's dalk nie te besig nie. My prioriteite is de mekaar, want ek het die dringende dinge belangrik gemaak. En die dinge wat belangrik is nou onderaan my prioriteitslys. So rus, reflekteer op jou lewe. Ouens, en verbind jou weer aan gesonde geestelike waardes. En fokus op dit wat jy kan beheer. So, back to basics, wanneer jy deur die storm gaan. Die 5de wenk, wees gehoorsaam aan God se plan. Bly gehoorsaam. Jy weet ons wat's God se plan, en bly gehoorsaam. Vers 21, Handelinge 27:21. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister en nie van Krete af gevaar het nie, en julle so hierdie ramp en skade bespaar het nie. Thanks, Paulus. In daai moeilike tyd. I told you so. Julle moes na my geluister het. Maar nou vermaan ek julle. Dit is eintlik mooi, nê? Hy sê, om moed te hou. Om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien, en hy het gesê, moenie vrees nie. Sê gou vir jou langs jou, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, Paulus. En hier is die belofte, hier herinner God hom weer aan die belofte. Paulus, jy moet voor die keiser verskyn nog. Jy moet voor die keiser gaan staan en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom, hou moed, manne, hou moed, want ek glo God dat dit so sal wees, soos aan my gesê is. Vertrou God se plan. Vertrou God se plan. Al het mense verkeerde besluite gemaak wat gelei het na gevaarlike omstandighede. Hou aan vertrou. God was in beheer. God is in beheer van ons lewens. Hy is mos jou Vader. Toe jou lewe vir hom gegee het, het gesê, Here, U is in beheer van my lewe. En God is nie verras deur jou omstandighede of verkeerde besluite nie. God weet jy is net 'n mens. Jy maak soms verkeerde besluite. Jy maak foute. God was in beheer daar. Hy het die moeilike situasie gebruik en deur dit het hy hulle begelei en hulle by 'n veilige plek uitgebring. Jy sê ons, dit is belangrik dat ons God sal vertrou. Hou aan om God te vertrou. Hy gaan jou deur die storm help. Al is jy die oorsaak van die storm, as gevolg van jou hardkoppigheid en verkeerde besluite wat jy gemaak het. Hou aan om God te vertrou. Hy's genadig. God se genadekrag is genoeg om ons by sy bestemming uit te bring. Sy bestemming vir ons, ten spyte van moeilike ompaaie wat ons self geneem het.
God is genadig genoeg. Hou vas aan God se plan en dan vermy desperate besluite. Veral wanneer jy deur 'n storm gaan. Handelinge 27 vers 30. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug en die sleepbootjie in die see laat sak onder die voorwendsel dat hulle ankers van die voorskip af wou uitgooi. So wat hulle wou doen is, hulle het vir die ouens gesê, ons wil 'n paar ankers daar aan die agterkant van die skip gaan uitgooi en dis waar die reddingsbootjie is. Hulle wou vlug. Want hulle het agtergekom, ons is naby aan die kant en as ons naby die kant is, gaan hierdie golwe ons stukkend slaan teen die rotse. So ons gaan gou in die reddingsbootjie spring en vlug. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Daarop het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval. Hulle het toe nie gegaan nie. Ja, hierdie bemanning, hierdie ouens wil almal net so gelos het en afspring. Hulle het gedink, hulle is naby die land en ons moet nou net van die boot afkom. Maar wat hulle nie besef het nie, as hulle dit gedoen het, sou hulle definitief dood gewees het. Hulle sou dit nie gemaak het nie. God het gesê hoe dit moet wees, wat die strategie is, hoe die plan gaan werk. Maar in desperaatheid het hulle amper 'n verkeerde besluit gemaak. Wees versigtig om besluite te maak in desperaatheid. En ons is net mense, ek weet dit. En soms wil ons uit desperaatheid, omdat ons moedeloos is, sommer net 'n besluit maak. Ek dink is beter wanneer jy deur die storm gaan, om net eers rustig te raak. Laat die storm eers bedaar, en dan maak jy 'n besluit dan. 'n Besluit wat jy oor gebid het, wat jy deurdink het, en 'n besluit wat jy maak omdat jy ook na ander se wysheid geluister het. Dis beter. Dis sinvol om dit so te hanteer. So moenie desperate besluite maak wanneer jy deur die storm gaan nie. En dan doen wat jy kan. Doen wat jy kan terwyl jy deur die storm gaan. Onthou, hierdie soldate wat op die skip was, op 'n stadium, wou hulle al die gevangenes doodmaak. Want as jy in Rome aankom en jy moes 'n paar gevangenes oppas en hulle bewaak en hierdie ouens het ontsnap, dan dieselfde oordeel het hulle dan uitgespreek oor jou ook. So as daar 'n paar van daai gevangenes was wat tot die dood veroordeel was, sou hulle daai soldate doodgemaak het. So hulle was bang vir dit en daarom wou hulle al hierdie ouens net doodmaak. Maar gelukkig Julius die hoofman oor 100 het vir Paulus guns gegee. En het gesê nee, dit gaan nie so werk nie. Maar die hoofman oor 100 wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee dat die wat kon swem eerste in die see moes spring om aan land te kom. En die ander sommige op planke en sommige op stukke van die skip en so het almal behoue aan die land gekom. Want toe die skip teen die rif slaan naby die eiland Melite, het hy opgebreek. Toe sê die hoofman, almal wat kan swem, spring julle eerste een. Die res van julle, gryp 'n plank of 'n stuk hout. Hou daaraan vas. En almal het veilig by die kant aangekom. So wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, moenie gaan lê nie. Doen wat jy kan. Doen wat vir jou moontlik is. God sal die res doen. Vertrou God in die proses. Vertrou God. God se planne vir ons is dikwels meer presies as wat ons besef. En deur op sy tydsberekening en sy plan te vertrou en met geduld en deursettingsvermoë kan ons moeilike situasies navigeer en uiteindelik ons weer op vaste grond bevind. Vertrou God net. Op die eiland het die mense hulle vriendelik ontvang en omdat hulle nat en koud was, het hulle toe besluit om 'n vuur te maak. Ek lees daar in Handelinge 28 vers 3. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit en 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar: hierdie man is beslis 'n moordenaar, wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. Maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie. Hierdie inboorlinge het gedink, okay,
hierdie ou is 'n moordenaar, hy moet 'n moordenaar wees. Kyk, dit is wat die gode nou doen. Hulle maak hom sommer net hier dood, want dit was 'n baie giftige slang. As jy gepik word deur daai slang, is dit verby met jou. Paulus het hom net afgeskit in die vuur, en hy het aangegaan. As jy deur die storm gaan, as jy deur die storm is, kan ek jou waarborg, die vyand gaan nie ophou om jou te tuister nie. Hy wil nie jy moet by God se plan uitkom vir jou lewe nie. God het 'n opdrag gegee, Paulus moet na Rome toe gaan. Maar prys die Here, wanneer ons deur die storm gaan, word ons sterker, ons karakter word gevorm, gebou, ons geloof word sterker. So wanneer die aanvalle van die vyand kom, sê ons vyand, ons weerstaan jou in Jesus naam. Ons sien jou plan en ons gaan nie val vir dit wat jy wil doen nie, vir hierdie versoeking nie. So wees versigtig vir die struik van die vyand. En dan het God baie siele bereik deur Paulus op die eiland, deur verskeie genesings wat plaasgevind het. En in Rome was Paulus ook gebruik deur God. God het Paulus gebruik op 'n kragtadige wyse, onder die soldate van Nero, onder sy leiwag. Elke keer as daar 'n soldaat gekom het, en hy moes Paulus oppas, het Paulus hom na die Here toe gelei. Het hy getuig. Dis eintlik so mooi, vir 2 jaar was hy in die tronk gewees daar. En God se plan vir Paulus was vervul gewees op die ou einde. Prys die Here. Hy het in Rome uitgekom. Hy was getuie vir God in Jerusalem, en hy was ook 'n getuie vir God in Rome. Dit was God se plan gewees. Ouens, God het vir jou ook 'n plan, wees getrou aan dit. Hou vas. En tussen punt A en B, voor jy by God se bestemming uitkom, gaan daar storms wees. Maar moenie moed opgee nie, moenie opgee nie, gee net oor. Sê Here, ek weet U is saam met my, U stap saam met my deur hierdie storm. Vers 30, Handelinge 28 vers 30. En Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom gekom het. Terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. So hy het nie net getuig van Jesus nie, hy het mense onderrig ook, hy het disippels gemaak. En terwyl hy daar ook in die tronk was, het hy die boek Filippense geskryf. En een van die verse wat vir my uitstaan in Filippense is, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Hy was in die einde van sy lewe. Paulus was al oud daar, en hy was nie meer so sterk gewees nie. En hy het besef, ek kan seker enige oomblik die bevel hoor dat ek doodgemaak gaan word. Hy het geweet dit wag vir hom, maar nog steeds het hy aangehou om die evangelie te verkondig, en hy het nie sy blydskap in die Here verloor nie. Hy sê, verbly julle in die Here. En hy het aangehou om te doen wat God vir hom gesê het om te doen. En oral waar hy gegaan het, was hy 'n lig vir Christus. Hy het die nasies bereik. Hy het 'n plan gehad, 'n mandaat van God gehad, om die nasies te bereik wat verlore was vir die evangelie, vir God, vir Christus. En mag dit vir ons ook 'n motivering wees, as ons kyk na die lewe van Paulus. Ons motiveer en bemoedig om aan te hou, om getuies te wees vir Christus, en die nasies te bereik vir Christus. Jy is 'n disipel, en wat doen disipels? Hulle maak disipels. Amen. Loof die Here, kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat U ons elke dag lei, dat U Gees ons lei, en dat U veral naby aan ons is, wanneer ons deur moeilike tye gaan, dat U ons nie los nie, ons is nie alleen nie, U stap saam met ons deur die storms van die lewe. En dankie Here, soos hierdie manne deur hierdie storm gekom het, weet ek, as hier vandag mense is wat deur 'n storm gaan, dat U hulle ook sal begelei en sal help om deur die storm te kom. Ek dank U daarvoor. Elke persoon wat hier is vandag, wat moedeloos is, gee hulle nuwe krag. Gee hulle nuwe krag vandag, Here, sodat hulle op die ou einde, Here, by God se bestemming sal uitkom vir hulle, tot eer van U naam.
Ek dank U, Here, ek loof U. In Jesus naam. Amen. Amen. Tot weer.